Good morning, ek is Pieter Koen. Ek is Rosanne McKenzie. En ek is Elsa Esterhuizen en saam met ons het ons die man met die finansiële plan, Thys van Sail. Goeiemôre Thys. Môre, noem my maar sommer die kasregister. Altyd 'n plan, sien jy? Ja. Môre het hy 'n nuwe plan, Altyd 'n plan. Ons weet nooit om wat daar te verwag nie. Ons het baie op die spyskaart vir ontbyt vanoggend. Ons leer meer oor boetes, padblokkades en ons regte. Ons hou ons eie drum circle saam met klitsgras en ons gesels met die sangeres Zoe oor die pad wat sy gestap het van plattelandse meisie tot kunstenaar in die groot stad. Klink so 'n lekker propvol program. Ja, ek sien absoluut. nogal, ek weet nie waarna sien ek die meeste uit nie. Na die klein, wat het jy nou net gesê, kasregister praatjies saam met Thys weer nie, of die boetes en padblokkades regte. Ons het soveel dingetjies om oor te gesels, of hy drumming, dit gaan lekker wees. Ja, Dit ek sien persoonlik baie daarna ek weet so. Ja. Maar julle lyk te pragtig ook vanmôre, hoor. Ag baie dankie Pieter, altyd met die komplimente. Jy lyk self net te sleg nie, Thys, Beautiful. jy ook nie. Ja, ek lyk soos winter vanoggend, ek moet sê. Voel jy soos winter? 'n bietjie winter. Nie winderig nie, Nee, winterig. gaan nie asseblief, hou net die winde daar vir jouself, vriend, asseblief nog. Daar is nou 'n nuwe Afrikaanse treffer, nê? Hy voel soos winter. Maar nou ja, ons begin met vanoggend se oggendpraatjies en ek dink hierdie is nogal vir my interessant, want televisie het op die 5de Mei in 1975 in Suid-Afrika begin met toetsuitsendings na jare se teenstand en vertraging. So net vir konteks, Suid-Afrikaanse TV het hierdie week stil sy 50ste verjaarsdag gevier. Nou, die SAIK het personeel opgelei en infrastruktuur gebou om die diens moontlik te maak. En 'n onverwagse nuusgebeurtenis, die beleg van die Israeliese konsulaat, het die eerste TV-nuusuitsending vervroeg. Nou, Rian Kruiwagen was een van die baanbrekers en die diens is amptelik op 5 Januarie 1976 landwyd bekend gestel en sedertdien 'n groot invloed op die samelewing. So persoonlik baie respek ook vir iemand soos Rian Kruiwagen. Ja. So, wat was julle gunsteling TV-programme destyds en waarom? Raas, kom ons begin met jou. Ek was 'n groot aanhanger van MacGyver as kind. Ek het dit so interessant gevind. Elke Vrydag aand, ek dink dit was 7 uur, ja. 7 uur elke Vrydag aand het ek dit saam met my gesin gekyk en dit was net vir my so lekker om te sien hoe hy uit elke situasie kan ontsnap. Kon hy iets Daar doen? is nie 'n plan wat hy nie kan maak nie. Hy is soos Thys. Ons eie finansiële MacGyver daar in die kie. Pas ek gadgets. Pieter, joune? Nee, ek was 'n IT-man. Barbarakis, Hannibal, Love It Face, Ja. Murdoch. Ja. En dit was maar soos die Engelse weergawe van Trompie in die boks en bende was dit nie die Amerikaanse weergawe en elke oggend na die Dinsdag aan dink ek was uitteam gewees. Nee, Dallas was op 'n Dinsdag. Maar hoe dit ook al sê. Maar die volgende dag het jy kon nie gou genoeg by die skool uitkom om net te sê, "Jy julle nou gesien gisterand wat het op die uitteam gebeur nie." Ja. Dit was baie lekker geweest. Thys? Ek was maar 'n Bolt en 'n Beautiful, jy weet. Net 'n bietjie Days of Our Lives. Maar soap jou, jy weet. Dis 'n interessante een, Thys. Ja. Ja, ek sou dit nooit kon dink nie. Ja, Wat van jou nou, Elsa? Ek moet sê ek dink terug aan 'n kinderprogram, Die Swart Kat. Oh, Wat natuurlik. altyd so op sy fiets gery het, natuurlik van kleins af 'n liefde vir katte ook gehad. Maar ek dink al die kinders van my ouderdom, ek wil nou nie weer aan ouderdom raak hier vanoggend nie, maar ons dis swart kat. ons almal het daai program nogal geniet en ons so ingeleef. Swart kat was ook op toe ek klein was, Elsa. Ja. Al was dit En, baie lank voor jy klein was. Maar ek dink hierdie kan 'n program van sy eie wees om te gesels oor die geskiedenis van Suid-Afrikaanse TV en waar die uitdagings wat hulle gehad het. Ja. Ek meen ons eie Annie het nogal 'n lekker storie of drie wat hy kan deel Ja. oor sy daar by die SAIK. Ek dink ook die televisielandskap het nou so verander, veral met die stromingsdienste. Daai herinnering wat jy nou genoem het van die volgende dag gaan praat jy met jou maatjies by die skool om uit te vind wat hulle gekyk het en hoe hulle die program ervaar het. Daai is nou heeltemal weg want jy kan enige tyd 'n episode net stroom. So bring back old school linear TV, that's what I say. Definitief. Ja, nee. Daar's like te veel keuses. Hou dit net by TV. Ja, maar as dit nou net by TV was, het ons nie by ons volgende storie uitgekom Laat nie. ons hoor. So die
2025 Met Gala het maandag aand in New York plaasgevind, first Monday of May, that's traditionally when it's held. En die tema hierdie jaar was Superfine Tailoring Black Style, wat fokus op die invloed wat swart Amerikaners en mansmode op die identiteit gehad het. So, dis die eerste keer vanaf 2003 dat die Met Gala uitsluitlik mansdrag vier. En die geleentheid is geïnspireerd deur 'n nuwe uitstalling in die Metropolitan Museum se kostuuminstituut oor die sogenaamde Black Dandy, so that the kind of tailored style from a certain period of time in Black American culture. So die kostuuminstituut, that's actually the charity or the goal that the Met Gala is raising money for. Dit is nie net dat mense in baie snaakse uitrustings opdres op die eerste maandag in Mei nie. Daar is eintlik 'n doel agter dit, maar are we still following it? I saw a meme that said, you know, it's our turn now. It's the Met Gala every year for us as normal people to criticize the super rich while we try and get medical cover, which is true. Sure. So, het julle die Met Gala dopgehou? Hierdie jaar, of die looks? Nee, ek weet weer daar is 'n Met Gala. Ek sê op dieselfde sitkamerbank as jy, ek weet ook wel. Nee, Thys wonder, wat is die Met Gala? Wat is die Met Gala? Wel, ek gaan nou 'n bietjie Fashion Police speel vanoggend. Elsa, ek hoop jy gaan 'n bietjie saam speel. Oor van die looks wat nou daar was. So Ethan Hawke and Uma Thurman have a daughter. Let's not call her a nepo baby. Maya Hawke, she's actually quite talented, and she was on the red carpet in like a pastel pink Prada dress, that had a beige cloak, cape kind of thing. Dit is baie elegant. Dit is my baie dramaties hoor. Dis baie dramaties, baie elegant, maar ek weet nie of dit pas by die tema nie. Ek kan sien hier by die sakke en so, like there is a bit of tailoring going on, but I don't know if I'm that into it. And obviously these are just our opinions, and we're not trying to be mean at 6 o'clock in the morning, maar they did put themselves up on the pedestal, so we shall judge the looks. Volgende, Pamela Anderson. Ja, ek kan haar onthou. Baywatch was ook 'n goeie TV-ding vir ons. Ja. Laat ek jy dit mention, jy weet. Ek dink ek was so Bold and beautiful na Pamela. Hoe het sy gelyk? Natuurlik Wat het net uitgemot? Sy lyk nou heeltemal anders, maar sy het geword, ook hierdie natural Yes, beauty nou van haar heeltemal embrace. She's like really into not wearing much makeup and just being a 57-year-old tannie, and I think she looks great. But don't call me babe. Tannie. She is a tannie. Natasha Poonawalla. This is someone that I'm not that familiar with. Yes. Waar sy? Yeah. Sy kon nie by haar etetjie uitkom nie, want lyk vir my Dink jy sy het 'n bietjie 'n stywe nekkie? Lyk daar 'n stywe duw hierdie, hoor. Okay, en dan Lisa from Blackpink, the K-pop band. ja. This look is a little bit upsetting to me, the Lisa look. Want sy het ons sal op ons sosiale media dalk 'n foto daarvan post en dan kan jy saamgesels. Nee, daar sy. So Daar is sy. So sy het nou die tailoring is in die baadjie, Oh, wow. but the underpants are what leaves a lot Nee, to wat? be Kom ons los desired. dit by daai onderklere asseblief. Ons tog, los man. dit nou daar. Wat 'n storie. Ja, so jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels ons verder hier op Goeiemôre, Good Morning. Bly net waar jy is. So. Wat is nou?
Goeiemôre, good morning. Ons sit ons oggendpraatjies voort en ek wil voordat ek my by kollegas hoor oor die volgende geselsie wat ons maak. Ek wil daarom net baie dankie sê vir die WhatsApps wat ook so inkom. Onthou die QR-kode wat jy kan stuur. Lelani, ook een van ons grootste aanhangers hier by Goeiemôre, good morning. Sy sê sy lê weer heerlik en kyk na ons so vroeg in die môre. Soos Lelani, baie dankie vir daai saamkuier en ook die deel van hoe jy dit geniet hier by ons op sosiale media. Nou ja, toe, die vraag wat ek wil uitkom. Hoe ver het jy jouself al gedruk om jou einddoel te kan bereik met enigiets? Wat is die maatstaf? Ja, wat Sien maar, wat is die benchmark? soos Thys weet ek wil bitter graag eendag gaan valskerm spring. So watter ekstreem dinge sal hy doen om daarby te kan uitkom? Jy het dalk al Ek kras wat 'n bietjie. Ja, en ek kan nogal dink dit was 'n uitdaging op sigself gewees om jou in 'n besige skedule daarin te kry en daarby te hou en so aan. Absoluut. En dit en 'n cross triathlon, so 'n bietjie van 'n korter weergawe van 'n driekamp. Dit is nogal die verste wat ek my liggaam al gedruk het, Elsa. Ek het besluit om deel te word van die Goeiemôre Good Morning span. Dis 'n uitdaging. Ons wil jou net kry om ook 'n bietjie slang te gesels. Wel dan Els. Net so 'n bietjie daai Engels so nou en dan in te gooi, jy weet. So gepraat van die slang na 'n slang toe. Ai nee, Piet. Hier is ons al weer met die slange. Ons sal weer met die slange doen nou. En ons volgende storie gaan oor 'n man wat 'n doel gehad het om tot 'n groot ekstreme te gaan om sy droom te bewaar. Hy het 'n voormalige Amerikaanse vragmotorbestuurder, werktuigkundige Tim Friede het homself oor 20 jaar met meer as 700 keer met slanggif ingespuit. Hy is oor die 200 keer gebyt, alles in 'n poging om 'n universele teenmiddel teen slangbyte te help ontwikkel. En hierdie uiterste selftoetsing het nou gelei tot 'n baanbrekende wetenskaplike deurbraak. Kan julle dit glo? Sy bloed bevat uitsonderlike teenliggaampies wat wyd teen verskillende slanggif soorte werk. 'n Biotehnologie onderneming Centewex het saam met hom gewerk en hulle het nou breë liggaampies gekry en alles. Die kort en lank is 13 uit 19 van die wêreld se giftigste slange en goeters kan nou vasgevat word en jy weet daar's 'n teengif daarvoor. En ek dink nogal veral in Suid-Afrika het ons ook nogal redelik slange en slangspesies en so meer. Ja, ons het baie korruptheid hierso, korrupsie. Nee, Jy weet, ons het alle anti-middels. Nou dis een ding om in te spuit, seker maar met die gif en goeters teenoor 'n byt, maar is seker ewig gevaarlik. Ek sou so dink en die feit dat niemand hom eintlik gevra het voor die Centewex nou by hom uitgekom het nie. No one actually asked him to do this. Yeah. He was trying to test himself. Amper asof hom as you know like let's see if I can develop the superpower. It's kind of giving Spider-Man, Iron Man, that type of thing. Ek het nog Snake Man. Ek het jou nog al sien met sy trok wat hy se bestuur en dan in Texas wat ook kan stop en sien hierdie slange langs sy pad. Hardloop is alles gesê. Byt. Weet jy dan gaan hy. As hy nog een tikbox. Ja. Ek hou 'n slang vas en ek's bang, net daai koppie wat beweeg is. Daai ou sê kom, byt my. Dit wil ook nie gebeur nie. Maar motivering, ek sou nogal gedink het hy geld daarvoor gekry. Wat was sy motivering? Hy sê net ek het net aangehou druk vir die mense wat duisende myl van my af sterf aan slangbyte. Dit is regtig that's very admirable to put yourself through that because die ding is ook daar gaan 'n slang wees at the end of the day wat hom dalk gaan byt. Ja. En dalk het sy liggaam nie die teenliggame om teen daai slang to have the antivenom against the snake. En die natuur is die natuur, jy weet, so jy kan die natuur ook net so ver druk. Ek dink alle baie ouens het dit al gewys. Jy weet in enigiets, as dit kom by bergklim byvoorbeeld, daai een berg of daai een summit is net dalk te veel. Jy weet of nou in hierdie ou se geval of in daai resies jaar se geval of wat ook al, of daai een ekstra rugby game, jy weet, so daar's altyd my gedagte is 'n ou soos hierdie sal deur al die slange gepik word en niks oorkom en maar met 'n bysteek dan sê hy dalk. Ja. Jy weet nooit. Daar is 'n baie fyn lyn tussen lawwigheid en heldadigheid, né? Maar well done to him. Ek bedoel as jy gaan kyk wat hy bereik het en daai serums is absoluut lewensreddend. Hy word erken. Soveel voorgangers. Ek weet daar was Nobelpryswenners wat ook hulle liggame opoffer vir opgeoffer het daarvoor. Een of twee wat ook kan eintlik Barry Marshall wenner in 2005 het bakterieë gedrink om te bewys dat Helicobacter pylori maagsontsteking en maagseere veroorsaak. Kan jy dit glo? So dat woord gewees?
dis verby. Een keer. Jy gaan dit nie weer Dis kry nie. vroegoggend. Ek moes daai nou baie vinnig. Hierdie is regstreekse televisie. Ek moes vinnig. Maar foneties, maar gaan nie weer probeer Ons nie. het nie gehoor nie, Pieter. Maar ek gaan nou weer vir julle sê. Daar's nog iemand. Daar is Werner Help me out, Forsman. In 1956 het hy 'n Nobelprys vir geneeskunde gewen en hy het 'n hartkateter op homself getoets sonder toestemming. Maar daar en deur 'n buis deur sy aar tot in sy hart te laat plaas. yes. Dit is insane, maar dit het nou obviously na ontwikkelinge binne in geneeskunde gelei en al is dit nou nie aanvanklik so veilig nie. Ja. It's making progress, Hoor right? net so vinnig hier, Ralph Steiner wat in 2011 gewen het homself met eksperimentele behandelings en persoonlike enstowwe behandel na diagnose van gevorderde pankreaskanker en het meer as 4 jaar langer geleef as verwag. So, ek dink meneer Friede daar aan die oorkant met al hierdie slang buite en gibbe verdien ook 'n Nobelprys. Oh, well done to him, ou. Ja, baie dankie. Dink Hier jy het 'n slang tatoe iewers? Al wat ek wil sê is ek gaan julle groet met hierdie gedagte, Helicobacter pylori. Daar's baie net nice. Veral. Ek het dit weer reg gekry. Dankie tog. Dit was toe nou nie so vroeg vanmôre nie. Nou ja, toe as jy ook stories het waaroor ons kan gesels, laat weet vir ons. Elsa, wat's volgende? Ja, ek wil sê ons offer darm ook ons oggende op om saam met jou te kan kuier. Wat 'n voorreg. So ek weet nie of een van ons eendag 'n Nobelprys sal wen nie, maar wat ek wel weet is dat jy ons op sosiale media kan volg by Goeiemôre, Good Morning en dan kan jy ook ingeskakel bly want net hierna het ons 'n baie belangrike gesprek oor verkeersboetes en padblokkades. Ek weet nou nie of julle spoedvrate of jaagduiwels is nie, maar dis miskien nie 'n vraag om nou te vra nie. So as jy dalk meer inligting wil hê, kan jy seker of ingeskakel bly vir daai insiggewende gesprek. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding! It's off! Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek jy ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aand. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ek is seker ons almal het al 'n foto of twee van die verkeersdepartement in die pos ontvang. Nie net 'n foto of twee nie, jy weet, en dan sal daai ding ook so vrek duur. Ek het nie eers kans gehad om mooi te glimlag nie. En mense dink hulle gaan die ding in 'n baie mooi raam vir my aanstuur. Maar ons praat natuurlik van verkeersboetes, hè, en ons gesels nou met Cornelia van Niekerk en sy's natuurlik van Fines for You.
En ek kan nie wag nie. Ek wil weet wat ons te doen staan as ons nou daai papiertjies en die dinge in so aankry. Jy's nou al jare besig met Fines for You. Ek onthou sy het my een keer van 'n verhoog afgeruk en gesê, "Hey, het jy al 'n boete op?" Kan ek help? Hoe weet jy? Cornelia, baie welkom hier by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Ek het al gehoor dat mense ook verkeersboetes ignoreer. Is dit die regte ding om te doen? Nee, baie beslis nie, want jy gaan 'n verrassingkie kry wanneer hulle jou stop of wanneer jy nou jou lisensie wil hernie, want ongelukkig blok die boetes van Johannesburg en Pretoria jou nou om enige transaksies op datus te doen as jy enige uitstaande enforcement sê. Verskoon die Engels vandag, maar dit is die taal wat die verkeersdepartement en die mense praat. So ek gaan maar die Engelse woorde noem. We can ask you all the questions in English as well. En die show se naam is Goeiemôre, Good Morning. So hier is ons nie so streng nie. Ek het al weggekruip in my jonger dae verkeersbeamptes wat daai tyd nog moeite gedoen het om by jou huis te gaan aanklop en te kyk, bly jy hier en dinge het gelukkig baie verander. Ja, ek ry baie versigtig want ek het een van daai chips in my kar wat sien hoe vinnig jy gaan vir die versekering en so voort. So ek dink nooit ek het boetes nie. Eendag neem ek my kind gimnastiek toe. Ons is op Hendrik Potgieter daar op die Wesrand en hulle trek my af. Hulle sê ek het 2 boetes. Toe betaal ek dit onmiddellik want dit was vir my 'n groot skok dat ek nou boetes het. Dit was 21.23 en 21.24. Maar wat gebeur dan as jy nou by daai padblokkade afgetrek word? Moet jy doen wat ek doen en nie onmiddellik betaal en aanbeweeg met jou lewe? Weet jy, ek wil sê ja en nee. Die een van die belangrikste goed wat 'n mens moet doen is jy moet kennis hê en jy moet weet wat is uitstaande op jou naam. Baie mense gaan en sê nee, maar ek het nie hierdie ding in die pos gekry nie of ek is nie bewus daarvan nie. Ons almal weet dat daar stelsels is waar jy kan gaan kyk. Want ongelukkig gebeur dit en ons het dit al baie gesien. Jy kom in 'n padblokkade en hulle sê vir jou daar is 'n boete uitstaande, maar dan is daardie boete eintlik al lankal betaal. Maar omdat jy bang is en jy's daar en jy's met 'n kar vol mense of jou kinders is daar, betaal jy net. Ek sê nie dit gebeur altyd nie, maar dit het al gebeur. Daar's so baie platforms waar mense kan gaan kyk, het hulle boetes uitstaande. Ja. En wees eerder voorberei. En weet wat is jou regte as jy dan in 'n padblokkade gestop word. Jy hoef nie net daar te betaal nie. As daar nie 'n lasbrief uitgereik is nie, hoef jy dit nie daar te betaal nie. Maar jy moet weet wat jou reg is. Ja, hulle het maar net 'n manier om jou op jou senuwees te laat voel. 100%. Ek hou nou al my slippies in my. Ek hou dit. Ek is so as ek een kry, daar is die bewys dat ek betaal het. Hierdie R2 boetes, wat is dit? Wat beteken dit vir normale padverbruikers? So in Suid-Afrika is daar nou 2 boetestelsels en hulle praat daarvan dat van September maand af gaan die hele land onder die R2 val, maar hulle sê dit al van 2008 af. Kyk. So kom ons kyk net maar of hulle dit nou gaan regkry. R2-boetes is 'n administratiewe wet en dit wil sê dat daar nooit lasbriewe uitgereik gaan word vir die eerste fases van die boete. So jy kry 'n boete, as jy binne 32 dae betaal, kry jy 50% afslag. Andersins stuur hulle dan vir jou so 'n hernuwingsbriefie wat dan R60 bykom en hulle maak die boete volprys en na nog 30 dae kan hulle jou dan blok op natus. En dit is wanneer jy dan agterkom, o gats, ek moes eintlik betaal. Jy kan nie 'n aanklaer dan gaan sien nie. Jy kan maak net wat jy wil. Jy moet daardie boete betaal. Maar wat lekker is van hierdie R2 is dis 'n administratiewe wet. So as hulle nie presies doen wat die wet sê hulle moet doen nie, kan ons, omdat ons 'n hofsaak gewen het, aansoek doen dat daardie boete teruggetrek word. Cornelia, ek wil nou uitkom by wat die dienste is wat Fines for You aanbied. Fines for You is daar om maatskappye en individue te help om hulle verkeersboetes te bestuur. So ons kan vir jou kyk, het jy boetes uitstaande? Ons kan vir jou aanvra vir vermindering en dan daai betaling doen. En soos ek genoem het, omdat ons die hofsaake gewen het, is daar baie boetes wat ons ook vir jou kan terugtrek. Ja.
En julle help ook met lasbriewe en daai tipe van goed wat mense regtig op jou senuwees maak as jy hierdie goed kry skielik van nêrens af. Ja, want regtig mense weet nie daarvan nie. Daar's nou nie baie mense meer in Suid-Afrika wat lasbriewe uitreik nie. Van die verkeersdepartemente doen dit net nie meer nie. Maar vir al Kaapstad is regtig baie erg en mense weet nie dat daar lasbriewe uitgereik is nie. So ons help regtig daarmee. Jy moet weet en moenie jou boete los tot daai punt nie. Ja. Gaan kyk en hanteer dit dadelik want dit gaan vir jou baie goedkoper uitwerk. Cornelia, hoe hanteer of identifiseer Fines for You ongeldige of nie nakomende verkeersboetes? Wel ons ken die wet en ons weet wat mense mag en nie mag doen nie. En dis die rede hoekom ons in 2012 tot en met 2017 Hooggeregshof toe was vir aardboetes wat geldig uitgereik is, maar wat nie die prosesse gevolg het nie. En tot vandag toe, julle weet is al 2017 en vandag is 2025. Ja. En hulle doen nog steeds nie die werk reg nie. Ja. En so ons is regtig, ons het kundige personeel wat al jou navrae kan hanteer en vir jou kan lei en help en betaal sodat jy nie onnodige geld hoef te betaal nie. Hoe kan ons van julle dienste gebruik maak? Waar kan ons van julle kontak maak en dis meer? Ons is oral op sosiale media, maar die maklikste is om my te kontak op WhatsApp. Mense kontak my, stuur vir my hulle naam en van, hulle ID-nommer, hulle e-posadres en ek sal dadelik kontak maak met hulle. En ons sal dan vir jou kyk wat se boetes het jy uitstaande. En jy hoef nooit weer as jy eers by my geregistreer is, soos daar 'n nuwe boete deurkom, sal ons jou laat weet jy het boetes. En dis baie lekker. Ek moet sê Cornelia het my al 'n paar keer gehelp. Baie dankie. Ek moet dit call. Sy het vir my en soveel ander al baie gehelp, maar baie dankie. Dit was nou insiggewend en ek dink ons kan nog 'n uur gesels daaroor. Ja, absoluut. Baie dankie. Baie dankie vir Cornelia van Niekerk van Fines for You. Daar sy nou weet ons almal wat om te doen as ons daai foto's in die poskyf van die verkeersdepartement. Maak so lank 'n koppie koffie want net hierna praat ons geldsaake saam met Thys. Bly ingeskakel. Net waar jy is. Ons kasregister geldsaak. Ding 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 ding. Goeiemôre. Good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Welkom terug. So dis nou tyd vir geldsaake.
En daar is iets wat ek en Roseanne ernstig met julle moet bespreek. Ja, volgens 'n artikel wat op Moneyweb verskyn het, verdien vroue minder as mans in Suid-Afrika. Maar dit is blykbaar nie so eenvoudig soos wat ons dink nie. Ja, nuwe navorsing wys die maatskappy waar jy werk maak die grootste verskil. So volgens 'n studie wat belastingdata van alle formele werkers in Suid-Afrika tussen 2010 en 2018 gebruik het, is byna helfte van die geslagsloonverskil te wyte aan vroue wat by laer betalende maatskappye werk as mans, nie omdat hulle minder verdien vir dieselfde werk binne dieselfde maatskappy nie. Nou dis my baie interessant want ons 'n paar belangrike bevindinge en ons sal graag wil weet wat julle ook hiervan dink. Thys en Pieter. Ja, ons kan sien julle is baie Hulle was nog nooit so stil op hierdie show nie. Maar vroue verdien glo gemiddeld 12% minder as mans in die formele sektor en 45% van hierdie gaping kom van die feit dat vroue by maatskappye werk wat almal, mans en vroue, minder betaal. Die gaping groei vanaf vroue se middel 20s tot middel 40s, waarskynlik weens die tyd wat vroue van die werk afstaan om kinders groot te maak en die tipe poste wat vroue neem wanneer hulle weer gaan werk. So in hulle later 40s en 50s begin vroue glo meer opwaartse bewegings maak en die loonverskil verminder. Waar is die betalingsstrokies of die payslips? Ek wil ook graag sien. Veral as dit by die belasting kom. Sit maar die payslips op die tafel, ek wil sien. Ja, ek dink wat baie belangrik is by daai element is ja so wat 12,5% wat vrouens minder verdien, maar onthou mans betaal omtrent 30% meer belasting. So jy weet hulle is iewerste. Excuse. Ek wil nou net gesê het, waar kry jy daai statistiek vandaan? Ag, ek skiet ons so gou hierdie heup uit. Jy weet so. But you know what, Tace, this actually reminds me of the chat that we had about the feminist economy and one of the very early shows about how there is that discrepancy between what women are contributing to the economy in terms of other areas of work and what they are actually being paid for. Ja, ek dink die statistiek is eintlik nogal baie uniek as jy gaan kyk na die berig, maar toe ek self bietjie verder na ander statistieke ook gaan kyk. So as jy gaan kyk vanaf 1996 tot en met nou toe. As jy ook gaan kyk byvoorbeeld persone so CEOs en CFOs is basies weet jy top 2 tipe van posisies wat jy kan hê in 'n hoë koöperatiewe maatskappy. So as jy gaan kyk, daai selfde studie tot en met 2018 was daar ongeveer in die omgewing van jou top 100 maatskappye genoteerde maatskappye in Suid-Afrika was ongeveer maar 8% was vroue is uitvoerende hoofde gewees en omtrent 22% CFO's gewees. Maar nog steeds is dit groeiend want as jy ook dan nou gaan kyk na die publieke sektor en op hierdie stadium is ongeveer so 46% van vrouens in middelbesturende posisies met die uitkyk van omtrent na 2035 waar hulle basies weet omtrent 60% plus sal hê. En weer eens is mense ook gaan kyk topposisies word basies bekleed deur kwalifikasie en ondervinding. Okay. So weer eens as ons dan nou gaan kyk hoeveel van dames basies weet kry tersiêre tipe van onderrig en kry basies 'n graad. Sedert 96 die statistiek het gedraai. Jy weet was dit ongeveer 8.6% was mans gewees en 6.7% was vrouens. Nou is dit 13.1% vrouens en 12.2% mans. So jy sien daai stelselmatige tendens. Jy weet wat wel aangepas word van vrouens wat basies weet hulle posisie inneem. Selfs nou al vroeër is daai ouderdom wat ons gesê het van 40, 42, 45. En ja, dit is 'n groot ding. Vrouens is daar en hulle het kinders in daai gap. Kom ons met daai gap jaar. Jy wil nie gewoord gebruik gap jaar en dan moet 'n ander woord wees soos ons hom nou kry. Tussen kom ons sê 30 tot 40, daai 10 jaar. Jy weet daai gesinsbou 10 jaar. Ja. So the data also shows that the salary or the pay gap is worse in developing countries like South Africa. So because work is so scarce, companies have actually got the power over what people are prepared to work for. Because as jy desperaat 'n werk wil hê om jou gesin op te pas, you're going to take it, even though you and Tace are doing the same job and Tace is getting paid so much more than you just because he's a man. Ja, ek dink as jy daarna ook gaan kyk en is daai spreekwoord wat sê it's a man's world. En ek dink maar dit is ook nie meer nie. Ek sê dit maar net want ek sê dit, want dit is 'n man's world want dit is presies wat jy sê. As ek byvoorbeeld aan 'n posisie moet gaan, dan gaan ek half onderhandel. Jy sien, ek gaan nie net gaan wat jy nou wil vir my offer nie. Waar vrouens is op
bietjie onseker, ja, hoe ver kan ek druk, jy weet, vir 'n onderhandelingsspasie, waar jy eintlik moet vol staan in jou skoene en net eenvoudig sê, luister, ek is dit werd. Ja. Okay. Ek is hier om 'n verskil te maak, ek is wel gekwalifiseerd, ek het klaar die ondervinding, en I'll get it done. Okay, want dit is baie keer ook met vroue, sterk vrouens, jy weet, in koöperatiewe posisies, is vir my baie makliker om so 'n persoon uit 'n koöperatiewe wêreld uit aan te stel, jy weet, van my kant af, jy weet, want ek weet hy get stuff done. Okay, en dit gee vir my dan basies, weet, selfs daai gap van, ek is bereid om jou selfs meer te betaal as wat jou kwalifikasie of jou spek sê, of hou dit altyd oop, om te sê vir interpretasie, om te sê, okay, maar die eerste 3 maande sal ek dit so vat, maar daarna gaan ons wel die aanpassing moet maak. Yeah. And some of the recommendations that have been made are that there should be better access to women to higher paying sectors. Also, support for things like childcare and just like kind of more malleableness in terms of the hours. Kan ek my kind by die skool gaan aflaai? Kan ek sport gaan doen en gaan kyk en dan na die tyd my werk doen en seker maak. Ja, so a kind of a balance, right? Ja. Ek dink as ons basies weet gaan kyk ook daarna en 'n ou het byvoorbeeld, want dis iets wat ons kon geleer het van COVID en van lockdown. Jy weet van laat jy werk van die huis af. So jy kan absoluut daai balans kan jy handhaaf. Soos byvoorbeeld om juist te sê, want ons doen dit baie keer by ons wat op koöperatief. Want sport is van 2 tot 4 byvoorbeeld. Vir daai 2 ure, verstaan? En dan op 'n ander dag maar 'n vrou het die verantwoordelikheid om haar werk wel te gaan doen al is dit na ure. Van mans het ongelukkig nie. En ek dink 'n debat wat al vir jare ook aankom is die feit dat wanneer 'n mens ek weet dalk is daar nou baie mense wat nie gaan saamstem nie, maar ook sommige vroue is broodwinners. Jy weet, dit is nie meer soos in die verlede wat dit net die mans was nie. So, maar dit is ek dink is 'n moeilike balans om wel te vind. Maar Thys, dit wat jy gesê het, dit is musiek in ons ore vanoggend. Dit is goed om te weet. Ek is hier om julle te empower. En die vrouens daar buite natuurlik. Jy kan maar aanbeweeg van die kasregister na die chequeboek toe. Maar kyk ja, die kort en die lank is natuurlik, jy weet, vrouens moet raak gesien word. Maar die statistieke wys, dit beweeg nie regtig. En ek glo vroue kry baie meer selfvertroue ook juis met wanneer hulle werksaanbieding kry. En hierdie berigte is noodsaaklik. Ja, absoluut. Definitief. Nou ja, dit is alwaarvoor ons nou tyd het. Net hierna gesels ons met Arnold Geerts oor die jongste sportgebeure. Bly ingeskakel. Jy's by Goeiemôre, Good Morning. Van sport na sport. Dit was nou sport.
Dis nou so 18 minute voor 7, hartlike goeiemôre, good morning. Kyk, ek is nou in 'n gevaarliker situasie as wyle Steve Irwin, as hy mos nou 'n krokodil aan die stert beet gehad het. Hoekom sê ek so? Want aan die een kant het ek 'n leeu met 'n seer tand wat bietjie grom en aan die ander kant is daar 'n cheetah met 'n stikkende stert of 'n doring in sy poot. Maar nou ja, ek grap maar net. Manne, ek grap maar net. Ons bly almal goeie vriende. Steve Irwin sê jy. Yes. Sommer net so met terug. Altyd tyd vir 'n bietjie sports voor ons sport. Sport. Daar sê wel om jou ook te sien, Pieter, ek moet sê. Al is jy blou bal so. Ja, ek kan dit perfek wees. Kom ons begin met die IPL. Ek het daai gehoor. Kom ons begin met die IPL. So eerstens, gisteraand weer vir die tweede keer in 'n ry uit die bloute uit. Ja, tipies uit die bloute uit, reën wat weer 'n wedstryd heeltemal deurmekaar gekrap het. Maar die wonderlike ding van die IPL op hierdie stadium is hoeveel Suid-Afrikaners regtig stem dik maak daar. Want ons het nou gisteraand Gerald Coetzee met sy 12 van 6. Nou die Karate Kid is een van die min ouens wat jy gaan dink gaan deurkom met die kolf, maar hy het gister snaaks toe uitstap. Ek het gesit en kyk toe lyk hy vir my so gedetermineerd en dis 'n seun wat jy kan op hom bank. Hy het nou die 12 van 6 geslaan en hy was die onwaarskynlike held van die Gujarat Titans toe hulle gister 'n DLS oorwinning met 3 paadjies oor die Mumbai Indians gesteel het. Hulle het daai ingesteel. Dit moes nie gebeur het nie. Die tuisspan het net 'n beskeie 155-8 behaal nadat hulle gevra is om eerste te kolf en was in groot moeilikheid met GT op 113-2 met meer as 5 balbeurte oor, maar toe Shubman Gill en Shafine Rutherford bymekaar kom, toe slaan Rutherford iets 28 van net 15 balle af. En toe begin dit weer reën. Toe hulle terugkom, ewe skielik, toe kom Jasprit Bumrah uit en hy het 4 balbeurte gebal, 2 paadjies geneem vir net 19, weer alles deurmekaar gekrap. Dit was een van daai waar jy het regtig nie geweet wie gaan waar deurkom nie. Maar op die ou einde 'n ongelooflike stryd en die top 6 van die IPL is nou besig om besigheidseinde. Ja, dit is besigheidseinde. Ons is business side, ja. Eerlikwaar. Maar Mumbai Indians was ook op 'n stadium op 1-2-3 vir 7 gewees. Dis korrek, ja. Ek het dit gesien. En hulle was 1-1-3. Vroeër in die week was hulle 1-1-3 vir 3. Ja. So die snaaks, die Nelson ding by cricket, hy werk. Op een of ander manier werk hy. Dit is beslis so. Dis maar die ander ding ook weer wat lekker is van cricket. Veral as dit sulke wedstryde is wat jy nie weet waartoe hy gaan nie. Ja. Jy weet presies dat jy nou gedink nie wat hierdie ouens het nou die van die hand en dan hier kom hy in weer in die want dis ook 'n $1 biljoen industrie daar, hè? Is dit kom by wetenskappe. Ja. So ek dink baie van daai goeters partykeer dink ek by myself, is hierdie ding nie net eenvoudige stage nie. Jy weet. Tuis, dis 'n baie interessante vraag daai. Ja. En laat mens eerlik wees, ek dink hier in Suid-Afrika het ons hierdie ding gehad van toe Hansie Cronje uitgekom het en hy moes uiteindelik die hele storie vertel, het ons gedink baie van daai is saam met Hansie dood, maar dit is nie. Ek dink dit kan selfs meer as $1 biljoen wees, want ek dink daai is massief. $1 biljoen. Ja. En as jy kyk na hoeveel wetenskapagentskappe ons nou in Suid-Afrika het, wat juis hier opteer, en dit gaan nie oor noodwendig die nee, dit gaan nie oor die wen of die verloor nie. Ja. Dit gaan oor 'n wyd wat gebal word in die 16de beurt, die 4de bal. En jy wed daarop en jy bel jou boekie en jy sê dis korrek. En as jy die regte ou ken wat die regte goed kan doen, 'n wydloper hier by die 16de beurt, so what? But how is it possible? Maar en hoe kom jy by 1 2 3 vir 7 byvoorbeeld? Ja. Verstaan, so daar sal 'n wetenskap op dit wees. Presies. Maar en nou die tegnologie wat ook daarso is byvoorbeeld is daar kan dalk so rooi liggetjie daar skittertjie dan weet jy jy met 'n white ball. Rassies is daar nie. Rassies is daar nie. Ja, ek kan nou net sê moenie vir rassie impliseer nie soort van hierdie is nie los uit. Nee, dis 'n rooi kaart. Daar's 'n rooi kaart. Dit is 'n interessante gedagte en mens moenie vergeet dat daai verskriklik pertinent is en dat dit nog steeds gebeur. Mens moenie kinderagtig wees daaroor nie. Dit gebeur. Maar word beskerm in my opinie. Jy weet so ek gaan kyk daar is amper maar 'n maffia ook half op sy eie. Jy weet veral in 'n land byvoorbeeld in soos India. Jy weet nie niks teer dit ek is maar net my opinie. Jy weet maar as ek gaan kyk wat daar aangaan. Wat is die verskil met wetenskappe in cricket of in sport oor die algemeen en insider trading? Dis presies dieselfde ding. Dis absoluut presies dieselfde. Jy kry inligting en die ou wat eintlik nou maar wen is eintlik die ou wat nou maar basies weet die kom ons sê nou maar die kingpin is agter die ding which make it happen. En in hierdie geval, as jy die regte mense ken, kan jy daai uitslag manipuleer, wat weer eens insider trading is. En die spanne word ook besit. Ouens, julle paadjies gaan val. Wat se sport is dit? Hierdie is 'n blerrie lekker gesprek. Dis uit, jy kan stap. Ja.
Wêreld Rugby het verlede week 'n hersiening van die HSBC World Sevens aangekondig en die manier waarop ontwikkelende lande kan kwalifiseer. So jy die toplande, die top 8 spanne en dan het jy al die ontwikkelende lande, Spanje byvoorbeeld wat ongelooflik goed deurgekom het deur daai proses. Die proses om daardeur te kom was alreeds moeilik, maar met hierdie nuwe aankondiging is daar 'n groot vraag en ek haal hier aan uit 'n storie wat van daar af kom. Die vraag wat die joernalis gevra het gister in 'n storie is: sal al hierdie gepeter die reeks beter maak en doelwitte bereik wat Wêreld Rugby daar gestel het? 'n Hele paar spanne wat hy mee onderhoud gevoer het, sê egter dat hulle onkant gevang is en sommige beskou dit in 'n slegte lig en beweer dat Wêreld Rugby vir hulle gelieg het. Ek het toe nou gaan kyk na hoe hierdie stelsel werk. As ek hier sit en ek moet vir ons kykers by die huis hierdie ding en vir julle twee hierdie ding verduidelik, sal ek nie kan nie. Ek sal nie kan nie. Dis net te gekompliseer. Dis net bloot te moeilik en 41 jaar later se sportondervinding en ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit werk nie. Maar die grootste ding hiervan is ongelukkig dat dit daarop neerkom dat baie van hierdie spanne miskien dan nie gaan kwalifiseer. Dit is absoluut hartseer. Die beheerliggaam is egter geneig om hierdie soort van eensaidige besluite te maak. En hulle voer dit net deur en jy moet hom maar net inval. En weer eens, dit kan nie so werk nie. Jy moet die insette hê van die spanne. Maar ek wil net die punt probeer daar maak ook aan en hy verwys eintlik so mooi daarna om te sê ja, daar word aan gepeter. Ja. Jy weet jy kan dit op 'n beter woord sê nie, want Peter aan iets beteken dit het gewerk. Why can't Peter with it? Ja. Jy weet, so if it makes any sense. Because it does not make sense. Nee. If you Peter with something that works. Presies. Okay. If it ain't broke, don't fix it. Ja. Dis so eenvoudig. So die nuwe model het nou 13 toernooie in 'n poging om Sevens Rugby se wêreldwye rykwyte te bevorder. Dis wat die nuusvrystelling gesê het voor LA 2028 se Olimpiese spele. Maar ek weet nie altyd of jy moet rondkrap met sulke goed wat alreeds werk nie. Ek dink daar word ten minste 7 spele in 'n jaar. Verseker. Kyk, ek dink die groot probleem met dit is al die reis wat daarmee te saamgaan, want jy gaan die wêreld deur en hulle probeer dit verkoop soos hulle gemaak het in die ooste en dis 'n wonderlike ding, maar om al daai reiskostes eerstens en die tyd wat daarmee saamgaan en dan moet jy nog huis toe kom en voorberei ook. Ek stem met jou saam, maar miskien is dit 'n ideaal. So die bubbling under spanne kry net 8 toernooie. Ek dink dit behoort die ander manier om te wees. Ja. Maar kom ons dan nie 'n franchise league vir sewes nie. Soos byvoorbeeld om nou te gaan sê, okay, soos URC nou. Alright, so hierso is die leeu's, die haie, die bulle, daar's ons Munster, daar's ons Ospreys, jy weet, daar's ons Scarlets. So dan word dit daar moet 'n byeenkoms wees wat dit kan doen en dan terselfdertyd van daar af weer terug na Nieu-Seeland en Australië, Pacifies, jy weet, en so reg oor die wêreld. En om jou vraag te antwoord, ek dink op hierdie stadium is onder die Sevens en deesdae spel hulle om SVNS Sevens, dat die hele jaar lank hierdie Sevens wêreldkampioenskap van HSBC van die hele jaar lank. Jy behoort eintlik 'n seisoen daarvoor te hê, maar voor dit het jy soos wat die IPL is. Jy het 'n verskillende lot franchises wat teen mekaar speel. En net so terloops, terwyl ons daaroor praat. Ek weet nie of julle al wanneer laas julle IPL gekyk het nie, maar wat vir my gisteraand weer eens opvallend was, soos ouens wat teen mekaar speel in internasionale spanne, wat nou saam speel, wat so goeie pelle is. Ouens chirp mekaar nie meer op die veld soos wat dit gebeur het as jy in die ander span is nie, want oormôre spel jy in dieselfde span as hy. En dis wonderlik en dis wat Sevens ook natuurlik kan doen, maar dis ja, maar ek hou nou weer nie daarvan nie. Ek wil nie saam met jou stem nie. Jy weet ek hou nie daarvan. Dis juist hoekom ek dit gesê het. Ja, want ek wil ou bounce of wil ek hom bounce. Luister, kan ek dit van hierdie kant af inchip? Yes. Dis vir my baie interessant dat hierdie besluite ook gemaak word baie naby aan iets soos 'n Olimpiese spele. Dat hulle nie 8 jaar terug al so gedagtes maak het. Ek dink terselfdertyd moet mense seker ook van wêreld rugby afdink hulle probeer die regte ding doen. Maar ek dink jy moet die insette hê van die spanne sonder enige twyfel. Laaste ding, alle paaie lei na Rome. Yannick Sinner wat nou sy 3 maande uitgedien het vir sy dwelmprobleem is terug en hy speel in die Rome Ope en die Italiaanse tennisheld maak gereed om nou weer sy terugkeer te maak. Die groot ding is, daar was soveel belangstelling in Sinner wat 'n nasionale held in Italië geword het, heel duidelik, dat sy oefenwedstryd met wêreldnommer 38 Jiri Lechecka regstreeks op televisie in Italië uitgesaai is. Dis 'n groot. Dis nie 'n knock-up. Ons oefen maar net. Maar alle oë sal heel duidelik op die 23-jarige gerig wees van nou af. En ek dink mense gaan hom so intendeel so onder hulle gaan vir hom dophou. Ek wil net weer vir Pieter 'n vraag vra. Jy weet, want ons het hierdie storie cover. Ja. Juche.
Wys ons gou baie. Pieter is ons 'n padelspeler, jy weet. En as jy hierdie ou op 'n baan sien en hy speel padel, dit is by ongelooflike backswing wat hierdie ou het. En hy het so 'n kattertjie, jy weet wat ongelooflik is. Pieter, asseblief nasionale TV. Ja, daar's niks so lekker soos koffie, suiker suiker juice en 'n bietjie orange juice. Orange juice, daar's dit. In elk geval, orange juice. Sinner sê ek is baie gelukkig om terug te wees. Dit was 'n baie lang 3 maande. Het hy aan 'n verslaggewers gesê by 'n stampvol konferensiekamer. Dis vir my so 'n moeilike ding, maar ek voel nog steeds en ons het dit so 'n paar weke terug gesê, ek is steeds van die opinie one strike out. Ja. Dit sal mense stop om selfs hierdie soort van goed te laat gebeur. Was dit meer of minder, was dit reg, was dit verkeerd? Dit vat al daai debat weg. As jy een keer gevang word, sayonara. Goodbye for now. Want dit is half 'n ding van as jy dit een keer gedoen het, if you did it once, you're going to do it again. Jy weet so, en hy het ook nog 'n bietjie slimmer dalk geraak en die meeste van die atlete wat dalk al gevang was. Jy weet jy raak maar tog maar slim op die einde van die dag en dit gaan vir my interessant wees om te gaan kyk of wat se standaard sy spel nou gaan wees. Kyk, hy het 3 maande afgehaat en dit gaan 'n rukkie vat om die roes weg te speel. Dit is so. Maar die feit van die saak is, ek wonder nog steeds hoeveel van die toeskouers kyk en wonder. Hoeveel van sy medespelers kyk na hom en wonder. Was dit aspres? Was dit doelbewus? Kon julle dit wegsteek? Het julle daarmee weggekom? Want dit gaan al daai vrae is daar. Verseker. Annie, maar baie dankie. Dit was weer 'n lekker inderdaad. Vol mondminute. Hoor. Luister, dit is ongelukkig alwaarvoor ons nou tyd het, maar net hierna gesels ons met sosiale media se Albert oor 'n storie wat ons almal die afgelope tyd gevolg het. Moet jy nie weggaan nie. Ons gesels net hierna. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. ACDC Express. Everything electrical. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ons almal ken vir Albert Bredenhand as Albert en Natasha Ras se skreeusnaakse sosiale media video's. Maar toe Albert se paaie kruis met 'n dwelmverslaafde op straat genaamd Jaco Niemand, het albei se lewens 'n onverwagse draai geneem. Dis 'n storie wat ons almal op sosiale media gevolg het en vandag het ons vir hulle hier om vir ons die volle storie te vertel. Goeiemôre, Good Morning Albert en Jaco, welkom hier by ons. Môre, dankie. Die video is nou al miljoene keer gekyk, maar vir die mense wat nou nog nie julle storie ken nie, vertel van daai dag toe jy vir Jaco ontmoet het. Ek dink dit was soos enige ander dag. Ek het gestop, vir Jaco gesien, die venster oopgedraai en uitgevind wie is Jaco en hoekom is hy op straat. En toe sy mond oop gaan, toe besef ek dis meer agter hierdie man. Hy hoort nie op straat nie. Hy het elk geval vir my gejok daaraan. Hy het gejok. En ons het, ek het sleg geslaap, die volgende oggend ek terug, gevat vir koffie, en toe die video gemaak. En die doel van die video was gewees, om vir almal bewus te maak, dat die ouens op straat is mense. Daar's stories, drome, daar's 'n regte mens wat daar staan. En dis actually al wat ek wou bereik op daai stadium. Ek het nie geweet van rehabs en al die fancy goed nie. Jaco, maar net om dit 'n bietjie terug te vat, net so in kort, wat is jou storie? Hoe het jy op straat beland? Klomp goed. Ek het baie seer gekry en klomp goed suppress en dit was basies ek het begin dwelms gebruik om nie met die emosies te deel nie. Ek dink nie ons mans het regtig geleer om met emosie te deel nie. So ek het dit altyd net suppress met dwelms en eventually op straat geëindig want ek bedoel jy kry nooit genoeg nie. So eventually verkoop jy alles en dan eindig jy maar op straat. Op 'n elke ou se voorland wat in daai speletjie is. En as jy op daai plek is, kry jy ooit dink jy, hoe het ek hier gekom? Kan ek myself weer jy terugkry? Yes, jy verloor nie jou mens wees nie. Dis nog steeds daar. So een ding wat my baie geplaat het, is my gewete. En hoe meer my gewete my geplaat, hoe meer het ek begin gebruik. Ja, so teen die einde wat Albert my ontmoet het ek so baie gebruik dat ek basies sou doodgaan. Ja, so dis amper soos 'n bose kringloop die hele tyd. En hy raak erger. Hy raak nie beter nie. So Albert het nou gepraat van rehabilitasie. Wat was die pad wat jy toe by die rehab uitgekry het? Ek moes eerstens oor myself kom. Ek moes besef ek kan dit nie alleen doen nie. En ek moes moeg raak vir myself, vir my eie slimheid, my eie arrogantheid, my eie ek moes dit basies neerlê en weer opstaan. Ja, dis Albert en jy het net ek meen ek ken jou ook nou al 'n rukkie en jy hou regtig daarvan om uit te reik na mense toe. Hawelose mense of omdat jy nuuskierig is oor hulle storie. Die volgende dag wat het jy laat besluit om sê nee, wat hier is baie meer. Ek wil hierdie man help. Hoe gaan ek hom help? Wat kan ek doen? Ek dink ek het meer gehou van koffie op daai stadium. Ek het gehoop as ek weer by die straat kom, sal hy daar wees. En hy was wragtig toe weer daar. Ek het hom in die kar gelaai, ons gaan koffie drink en vir hom gesê, ons gaan nou rehab toe. Intussen het ek hierdie nag al uitgevind waar is al die goed. Ek dink is die volgende dag gewees. Ja, dis volgende oggend. En ek was net gefascineer met wie Jaco is. En op daai stadium het mense gesien in die video het hy niks gehad nie. Nie skoene nie, niks. Hy het letterlik alles verkoop. En ek wou uitgevind wie is Jaco. Jaco, en is dit iets wat normaalweg gebeur of was dit nou ekstra vreemd met Albert wat half opdringerig was om te sê nee maar kom, klim saam met my in die kar en ons gaan hier, was jy nie maar 'n bietjie getwyfel ook daaroor? Obvious, jy twyfel altyd. Ek bedoel dis daar is mense wat jou help so van tyd tot tyd. Ek moet sê die Albert se timing was 100% reg. Want teen daai tyd het ek besef as ek aanhou gaan ek doodgaan. Ek dink ek het 2 maande oor gehad basically, want ek het net te veel begin gebruik. En die groot ding wat gemaak het, ek wil hy het my nie nodig gehad om te oortuig nie. Ek was so moeg en so gereed vir verandering daai oomblik dat ek het die kans aangegryp en ons het nog daai oggend die oggend toe my optel te vra te sê ek vir hom nee, ek kan nie ry nie. Ek moet nog eers gebruik. Ek gaan dit nie maak nie. So en hy het verstaan en hy het my geld gegee en ons het gery rehab toe en die journey het begin. Ek wil eintlik vir jou vra, jy sê jy het niks gehad nie, maar jy kon elke dag gebruik. Hoe het jy op dat punt gekom waar jy genoeg gehad het om vir jou dwelmmiddel te kry? Al het jy nie kos nie, al het jy nie skoene nie, maar daai dwelmmiddel het jy elke dag. Dit is 'n baie vieslike ding, wel dit wat ek gebruik het. Ek bedoel jou lifespan op dit of op straat basis is 3 ure as jy dit gebruik. En
So jou hele denkwyse verander. Jy lewe net vir dit en jy lewe net vir die volgende fix wat 3 ure weg is. Want as jy nou gebruik, het jy 3 ure totdat jy begin onttrek. So jy dink nie aan kos nie. Ek het myself gevind 4 dae laas geëet. En ek kry kos, maar ek verkoop dit. En elke 3 ure kos hoeveel? R250. En as jy 10 keer 'n dag doen, kyk as myself die wiskunde doen. Maar was dit nie ook vir jou 'n groot vraag nie, Albert? Ek meen, hoe kry die ouens dit reg? Is dit nie R10 wat hy hier gee of R20 gee? Wat is Ja. Wel, R2.500 'n dag het hy gemaak. Maar hy het letterlik alles verkoop. So as jy vir hom 'n warm baadjie gee, het hy dit verkoop. Hy het al meer oor die 100 KY baadjies verkoop. As mense vir hom kos gee, dan verkoop hy die burger vir R30. Sy warm skryf R40. Ja. Hy's net oor appels blykbaar. Maar ek dink appels gekry. Daar was so baie gepraat oor sy lewe op straat en ons is besig om 'n boek te skryf en ons sal alles daar vertel. Ja. Ek dink dis die lewe na rehab. Ja, dis vir ons wil uitkom. Wat die oorbegin, wat die moeilike gedeelte is. Hoe was daai proses saam met Jaco vir jou? Om te sien hoe hy verander, hoe hy weer Jaco word. Want jy lyk soos 'n ander mens. Ek wil dit net sê, dit is nou 'n bietjie oppervlakkig, maar fisies lyk jy heeltemal anders. Ek voel heeltemal anders. As ek in die oggend opstaan en myself in die spieël kyk, ek sien nie die ou op die eerste video nie. Ek sien dit nie meer nie. En dit moes gebeur. Ek moes basies oorbegin. Dit het regtig gevoel of ek weer gebore was. Regtig. En ek sien nie myself, ek identifiseer glad nie myself as dit wat op die eerste video is nie. Ja. So dit wat jy sê dat ek lyk soos 'n ander mens, ek voel soos 'n ander mens. Albert, hoe was daai journey? Hoe baie moes jy ondersteun? Wat moes jy meer van jou kant af doen? Want ek is seker dit was nie net van jy laai hom af by die rehab en hy moet sy ding doen nie. Ek dink om iemand die rehab te sit is baie maklik, die publiek het gehelp. Ons gooi net geld en ons hoop Jaco kom aan die ander kant uit. En hy het 20 kg ekstra uitgekom daar. Lekker pap geëet. Lekker, maar nie appels nie. Maar die dag toe ons daar uitry kom gaan haal dit weer, toe besef ons maar Jaco het nou niks. Jaco het nie 'n selfoon nie, Jaco het nie 'n kar nie, Jaco het nie klere nie, Jaco het nie skoene nie, Jaco het nie 'n bed nie, hy het nie beddegoed nie. En daai ondersteuning is belangrik vir enigiemand wat weer uit rehab uitkom op, nee, want nou is jou fisiese en jou psigiese is nou. Ek dink en ek kan dit reguit sê, as iemand uit rehab uitkom in Jaco se geval en daar is nie support nie. Emosioneel, finansiëel, vriende. Ja, gemeenskaplik. Ja, nee, verseker. It takes a village to fix something like this. Met toegang tot 'n dokter, toegang tot 'n sielkundige, toegang tot 'n kerk, toegang tot 'n selgroep, toegang tot vriende. Jaco kan sien hy wil net golf speel. Jaco wil net golf speel. Ja. En maar toe word julle vriende, uiteraard seker maar ook. Ja, saam met. Nou braai ons saam. Dis eintlik nou 'n nice ou. Nou drink ek nie eens meer nie, Pieter. Ek het nou opgehou drink ook. Wys jy net inspirasie wat hy het. Ja, so Jaco het nie net my lewe verander nie. Ek glo ons het mekaar se lewe verander. En ons wil die storie van hoop vorentoe vat. En gaan ons nog mense help? Ek wens ek het meer tyd gehad, want dit vat net so ongelooflik baie tyd. Ja. Maar ek wil vir jou vra, Jaco, het jy van tevore probeer ophou? Het jy van tevore by 'n rehab of nog 'n Albert Good Samaritan uitgekom en toe net it didn't stick? Ja, daar was, kyk, ek gaan eerlik wees, dis die 7de keer wat ek probeer. Ek het vorige keer 6 keer geval. Ek was al in 'n jaarprogram ook gewees, dat ek die program klaar gemaak het, maar daar het ek vir 10 dae uitgegaan op 'n klein vakansietjie en ek het dadelik weer gebruik. En teen die tyd wat ek teruggekom het, het ek weer skoon gedoet. So ek was skoon volgens die rehab, maar volgens my was ek nie skoon nie. So wat maak hierdie keer anders, Jaco? Hierdie keer doen ek dit nie self nie. Dit ek moes dit oorgee. Ek bedoel, dis moeilik. Kyk, nie almal glo nie. Ek glo, maar as jy glo in bome, gaan word 'n tree hugger en gee dit oor aan 'n boom, verstaan? Ja. Gee dit oor aan iets, want jy moet op daai punt kom dat jy besef jy kan dit nie self doen nie. Want ek het dit 6 keer probeer self doen. Dan bly ek vir 'n jaar skoon, miskien 2 jaar skoon, dan val ek net weer. Want ek deel nie met die issues wat veroorsaak dat ek dit heeltyd wil suppress nie. En dit is die groot ding. Ek het die eerste keer wat dit nou actually werk is ek het my issues gaan face en ek het vrede gaan maak.
dan kan ek aanbeweeg. En dis nie nodig om die emosies heeltyd te suppress dan nie, want dis actually wat gebeur die hele tyd. En dis hoekom jy maar vasval in addiction. Jy suppress wat jy voel. Ons het nie baie tyd Nee, oor nie, maar ek wil vir jou vra, die mense wat jy voor moes gaan jammer sê, hoe moeilik was daai stap van die proses? Dis seker een van die moeilikste stappe en dis ook een van die eerste stappe wat jy moet doen. Ja. Want ja, die groot ding is jy doen dit nie as jy mense gaan jammer sê, jy doen dit nie vir hulle nie. Ja. Jy doen dit vir jouself. Want jy besef jy het hulle seer gemaak. As jy in addiction is, dink jy nie eers daaraan nie. So jy kop dit nie. Maar as jy begin skoonkom en jy begin nigter dink, dan besef jy, shit, ek het daai een soveel seer. Ek wil my moeilikste was seker my tweeling Boetie gewees, want hy het maandeliks hy bly in Tabazimbi, hy het maandeliks deurgery Pretoria toe. Met my kom sit en huil en sê Jaco, ons het 3 app vir jou gekry, ons is reg. Jy klim net in die bakkie en gaan. Sê ek vir hom, luister, ek is nie reg nie. Ek gaan net jou geld mors. Dit is Luister, tyd het uitgehardloop. Ons kan obviously soveel meer gesels, maar Jaco, baie dankie. Albert, dankie dat jy jou hand uitgereik het en ek kan sien hierdie is vir julle net so emosioneel soos wat dit vir ons is om te kan sien dat maak nie saak in die donkerste gat wat hy is nie. As iemand bereid is om te help, dan kan 'n ou weer die son sien skyn. Albert, hats off to you. Met 10 sekondes skryf Jaco sê ek's baie trots op jou op TV. Baie dankie. Ja, ons is almal trots op jou. Baie. En op beide van julle. Dankie dat jy dit tyd gemaak het vir ons hiervoor. As jy dalk hierdie onderhoud gemis het, dit gaan op ons sosiale media wees by Goeiemôre, Good Morning. Dis ongelukkig alwaarvoor ons nou tyd het. Net hierna hou ons 'n drumming circle saam met klitsgras. So dit gaan baie lekker wees. Bly net waar jy is.
sirkels of die sogenaamde drumming circles is nie net lekker nie, dis 'n energieke en sosiale manier om mense bymekaar te bring. Of jy nou musikaal is of nie, almal kan blykbaar deelneem en hulle eie ritme ontdek. En ons gesels nou met Andries Albertus Bruins van Klitsgras Drumming om te kyk of hy ons ritme iewers kan vind. Baie welkom. Goeiemôre Elsa. Nou, vertel ons net wat presies Klitsgras Drumming is en hoe presies het dit begin? Dit is 'n moeëse lang storie, so ek weet nie of daar tyd is vir die lang storie nie, maar ons het as 'n groep vriende toe ons almal geswat het bymekaar gekom naby die Austin Roberts Bird Sanctuary waar ons drumming gedoen het daar in die gemeenskap wat hulle nie vreeslik geniet het nie, want obviously is dit baie hard en loud en daai tyd het mense allerlei goed aan drumming attach wat nie die waarheid is nie. En ons is deur die polisie en neighborhood watch daar weggejaag en 3-4 maande na dit het ek vir my ouers en ons woon op 'n klein hoewe net buite Pretoria gesê dit het my connect aan iets diepers en meer as wat ek self is en ek kan nie dit verduidelik nie, maar ek gaan kyk of ek dit aan die gang kan kry hier op die plot en ek het 'n eende dam wat 'n komposhoop geword het. Kompos weggeskuif en die huisies afgebreek en ons het 'n vuur gemaak in die middel en een Vrydag elke maand bymekaar gekom en dit net gegroei van daar af. En ja, dit is 'n great expression of self, musiek, connection, community, mense en dit is baie fun. En soos jy nou sê, as jy nie ritme het nie, is dit nie belangrik om reg te speel nie. Sure, jy wil reg speel, maar jy deelname en having fun is meer belangrik eintlik. Ja, en ek is bly hy sê dit van Raas, ek wil net noem. Ek het al jare gelede wou ek al 'n draai by Klitsgras gaan maak het want ek ken 2 mense wat op betrokke is. So dis miskien ek is net kinderlik opgewonde oor wat nou hier ook gaan gebeur. Ja, so dit gaan meer oor die gevoel as oor enige as om reg te kan speel. Kyk, jy wil reg speel. Okay, no pressure. Maar but a little bit. Maar die main ding is om kom jouself te kom losmaak en te kom ontspan en al jou aggressie en frustrasie en al die goed wat jy weet agter in jou kop en jou rug op jou skouers sit af te gooi met drumming. Ek sê altyd ek slaan eerder 'n djembe as wat ek 'n mens slaan and that's the type of person that's what helps you know to get rid of all those frustrations. What can people expect when they do come to a drumming circle with Klitsgras? It's a very complicated question because you can't it's a lot of people coming together that you absolutely don't know and the experience is different every time even though it's similar. Yeah. The music will always be different just because it's different people and different interactions. And that's almost all I can say. You come, you hire a drum, and you come with your family and your kids and have fun and just play music and express yourself, I guess. Nou, ek kan nie meer wag nie. Ons het 3 minute oor. Okay. Jy moet vinnig vir ons wys. Okay. Hoe moet ons probeer? maak? Asseblief, ja. Okay. So die djembe het 'n mond. Die onderkant is die mond daarso, so sy wil oop wees, so sy 'n bietjie weg van jouself af. So as jy die djembe tussen jou bene knyp, daar sy. Okay, bysnout. Tone. Okay, so julle gaan julle hande op julle knieë sit en ons gaan 'n ritme saam sing. Is jy reg om te sing? Ja. Okay. Boom taka taka ta, boom taka taka ta, boom taka taka ta, boom taka taka ta. Op 4 gaan ons begin. Taka taka ta, boom taka taka ta, boom taka taka ta, boom taka taka ta, boom taka ta. Kyk hoe mooi doen julle. En dan gaan ons saam stop. 1 2 3 4 1. Hey! Baie maklik. Ja, jy het gesê dit gaan nie net oor die gevoel nie, mense moet ook reg speel. Ja, sommige mense kry dit glad nie reg nie, maar hulle is daar sit met 'n groot moerse smaal op hulle gesig en just enjoying it. So, ja. Wel, kan ons nog een keer probeer? Yes. Is daar miskien 'n ander ritme? Yes, so Takadum, so call and response is 'n West African manier hoe hulle mense leer. So ek speel dit en dan volg julle my. So dit is 2 hande op die kant, soos Takadum, so dan speel daar's. So laat ek begin. En as jy ritme sien, dan gaan jy hom reg kry van
en dan leer jy ook weer dit met doen. As jy doen baie goed, jy fokus baie, maar jy doen goed. Jy moet jou gesig leer, jy het plan. 1, 2, 3, 4 en Waar kan mense meer inligting kry oor die drumming circles? alle socials, alle op ons website Klitsgras Drumming, my nommer en my e-mailadres is oral. Jy kan dit letterlik net Google en jy sal my vind. Drumming Circle Pretoria as jy nie Klitsgras Drumming kan onthou nie. En daar's ook 'n groot geleentheid wat voorlê. Ja, die 7de Junie het ons die Fire Festival. Dis die eerste Fire Dancing Competition. Ons brand 'n groot effigy wat ons bou, wat ons op die aand brand en dan kan mense kom en mense sit klein notes van lost loves and life en mense wat hulle verloor het en net wense en hopes and dreams in die effigy en dan brand ons aan die einde van die aand. Ja, so nogal 'n groot ene, ja. Dit was 'n heerlike gesprek geweest. Ons kom maak dalk sommer self 'n draai. Raas, wat dink jy? Lekker. Ek dink ons moet uitstappie. Kan ek vir julle 'n didgeridoo speel so op die einde? Ja, asseblief. Soos wat ons tot sien sê. Gaan ons tot sien sê met 'n didgeridoo. Ons is nou terug en dan gesels ons nog musiek met 'n ongelooflike jong kunstenaar. Haar naam is Zoe. Bly ingeskakel. Didgeridoo, come through. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groebeperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groebeperk, sukses met 'n hart. Ja. Marikie. Ja? Wat dink jy? Ek dink ons moet dit in die kombuis doen. Ek dink ons moet ons kombuis nou oordoen. Daarmee kan ons help. Universal Kitchens, ons kan meeste van jou fantasieë in die kombuis laat waar word. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
22 minute oor 7. Goeiemôre, good morning. Die sangeres Zoe is bekend vir enkelsnitte soos Crazy Meisie, hier Liefhe, Kleindorpie mentaliteit en natuurlik ook vir haar rol as Cindy Swanepoel in die komediereeks Die Fakulteit. Sy gesels nou saam met Rosanne. Ek wou bly sê Ros. Sy gesels nou saam met Ros oor haar loopbaan en haar nuwe enkelsnit golwe. Baie welkom by Goeiemôre, good morning Zoe. Dis great om jou hier te hê by ons. Dankie, is lekker om hier te wees. Zoe, jy skryf liedjies, jy speel instrumente, maar baie mense sal verbaas wees dat jy eintlik 'n gehoorgestremdheid gehad het toe jy klein was. Ja, ek is gebore, ek het uitgekom skreeuend. My ma het gedog ek's 'n lied baba. Ek dink dis waar ek my goeie stembande vandaan kry. Maar ja, nee, ek kon nie hoor nie. En ek het baie grommets gekry en operasies deurgegaan en ek het gehoorapparate op skool gedra. Maar musiek is nog altyd een van my grootste liefdes gewees. Jy het ook die rol van Cindy Swanepoel gespeel in Die Fakulteit. Wat is vir jou lekkerder? Toneel speel of musiek maak? Verseker musiek maak. Ek love toneelspel ook, maar my grootste droom nog altyd was om 'n sangeres te wees. Die platteland is natuurlik iets wat jou baie na aan die hart lê. Jy's 'n plattelandse meisie, nou maak jy musiek hier in die stad. Hoe het jy die verandering tussen die twee ervaar? Wel, dit is uiteenlopend. Ek voel asof ek in 'n vistank groot geword het en toe gooi hulle my in die see in en nou moet ek swem. So dis baie groot aanpassing, maar dit is baie vryheid daarin om hiernatoe te kom en te doen en te wees wie jy wil wees. Presies, en die platteland kan steeds jou musiek inspireer, want natuurlik dit is in jou hart en dit is waar jy groot geword het. So jy gaan nooit daai gedeelte van jouself verloor nie. Nee, nooit nie. Dit gaan altyd 'n groot gedeelte wees van wie ek is. Ek bly al my hele lewe lank daar. Dit gaan nie nou verander nie. Is jy van nature 'n brawe mens? Want dit is nogal 'n groot sprong, né? Ja, dit is 'n groot sprong. Ek dink dis nog altyd binne my om net soos te gaan na wat ek wil hê. Ek gaan altyd 110% as ek iets soek, gaan ek altyd agter dit aan. So braaf in die sin van uit 'n vliegtuig uitspring is ek nou nie, maar braaf om te gaan vir wat ek wil hê, verseker. Jy is braaf en jy skryf liedjies wat uit jou hart uitkom, soos die liedjie oor die platteland wat jy geskryf het, Klein Dorpie mentaliteit. Ja. Dit gaan oor die mense in die dorp wat geskinder het oor jou en jou ex. Vertel 'n bietjie meer. My siel. Ja, ek het met hierdie ou uitgegaan wat op my verneek het, my beste vriendin en ek meen in 'n klein dorpie is sulke goeters. Luister hierso, Taylor Swift could never. Maar anyway, ek love Taylor Swift, so gaan nie sleg praat van haar nie. Maar ja, so dit was 'n groot move geweest vir my om oor hulle te sing wat almal in die dorpie obviously weet. Maar nou, as jy teruggaan na die dorpie toe, sing almal maar saam. Almal sing want nou, saam. daar Dis is jou baie liedjie. vreemd vir my. Ja, as ek na enige plek toe gaan daarso, laas toe ek daar was, het ek na 'n kuierplek toe gaan saam met chommies. Toe speel hulle die liedjie in die kuierplek. Hierdie is so vreemd. Almal gaan saam sing, maar net nie die klein dorpie argitek of die klein dorpie onderwyser nie. Nee. Wat is dit wat vir jou so lekker is oor musiek skryf uit jou eie ervarings? Watse bevryding kry jy daaruit? Musiek skryf is soos terapie vir my. Ek het 3 jaar terug eers begin skryf. Liefhe is actually my eerste liedjie wat ek ooit geskryf het. En dis hoe ek deur my emosies werk en ek meen al die liedjies wat ek tot dusver geskryf het was oor baie emosionele tye in my lewe. So dit help my net om in 'n liedjie formaat te sit hoe ek voel en dit is baie cool vir my. Zoe, jy is nog so jonk, maar jy het so emosionele volwassenheid wat regtig deurkom. Waar kom dit vandaan? Ek kry dit al my hele lewe lank, ek weet nie. Ek voel nog altyd 'n bietjie uit plek uit waar ook al ek gaan. Ek voel altyd asof ek nie dieselfde goals het as almal om my nie. Maar ek dink dit help my verseker in my skryfwerk om daardeur te werk ook. Jy was die afgelope naweek by Melkfest. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. O my siel, dit was amazing. Ek het laas jaar het ek by Melkfest ook opgetree, maar ek was 'n opener. So ek het gesing net toe almal aankom. So almal was besig geweest toe ek daar was. En hierdie jaar het my pal Zaan Sonnekus my genooi om saam met hom ons liedjie Klein Dorpie op te tree en dit was insane geweest. Dit was die heel eerste keer wat so baie mense 'n liedjie wat ek saam met hom geskryf het so sing vir my. Dit was insane, dit was 'n belewenis geweest. Ek gaan dit vir altyd onthou.
Jy het 'n kollega van my die kamera gegee om jou af te neem. Ek het nie geweet nie. Ek was alleen daar gewees, dus ek sê, kan jy asseblief vir my 'n video neem, my maat gevra. Toe sê sy ja. En nou, toe was dit nou iemand. Nee, dit is baie funny. En dan golwe is die nuwe hoofstuk vir jou. Kan ons net afsluit daarmee? Ja. Ek het golwe geskryf en nou nadat ek klaar is met die hele liefdesverhaal gedeelte van nou dat almal in die klein dorpie weet wie op jou verneek het, dit is nou die volgende boyfriend nou. Ja, nee. Ja, wel volgende liefde is my lewe nou, is my loopbaan. So dit gaan van my wat getrek het en my drome kom volg het in die stad. Ongelooflik. Waar kan mense jou volg en kyk waar die volgende shows gaan wees en net opvang met waarmee jy alles besig is? As enigiemand my wil volg, is ek Zoe Musiek op alle digitale platforms en al my musiek is beskikbaar op YouTube en op Spotify, iTunes, Apple Music, al daai plekke. So, daar's 'n linktree wat ek vir julle gestuur het. Ek hoop dit wys op die skerm ergens. Klik dit op dit. Dit was regtig so lekker vir my om met jou te kan gesels, Zoe. Ek volg jou loopbaan en ek gaan sien dat jy net die sterre gaan, die hoogtes gaan uitskiet. Dit is wonderlik om jou hier te hê. Op goeiemôre, good morning en alles van die beste vorentoe. Dankie vir jou. Heerlike geselsie daar, Ros en Zoe. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dis ongelukkig alwaarvoor ons vir môre tyd het. Môre het ons 'n baie spesiale episode ter viering van 100 jaar sedert Afrikaans as 'n amptelike taal erken is. Maak seker jy mis nie hierop uit nie. Ons sien mekaar weer môreoggend 6uur net hier op Via kanaal 147 vir goeiemôre, good morning. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.